Goeiemôre broer en suster. Welkom aan elkeen van julle by hierdie erediens. Mag jy in hierdie oggend die teenwoordigheid van ons Here en ons God beleef, die Here wat vir ons kom sê in sy woord, dat hy by ons teenwoordig is, dat hy ons liefhet, dat hy vir ons sy gees gee, ook as ons terugdink aan die uitstorting van die gees aan Pinkstersondag. Broer en suster, as toetrede lied vir hierdie erediens, kom ons sing staande, lied 454, vers 1 tot 3, dan kan u weer daarna u plek inneem. Broer en suster, kom ons bid saam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan en sing ons as loflied, lied 200. Ons sing ook vers 1 tot 3 van die lied staande, dan kan u plek dan weer inneem. Die goedheid Heer kan ons nie pyl nie, wie word daardeur die diep getref? Niks anders bring vir ons die
En suster, as wet van môre lees ons saam in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of onder die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders in sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broer en suster, ek gee 'n paar oomblikke vir stil gebed, waar ons self in die Here se teenwoordigheid kan wees. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom dankie Here in hierdie oggend. Here, dat ons hier by mekaar kan wees. Here, ons kom dankie Here dat U is ons terugdink Here in die geskiedenis, is ons terugdink in die verhale Here, in dit wat gebeur het. Here, dat U Gees gestuur het, U woord gegee het, Here, om ons te lei, om ons te rig. Here, ons kom in hierdie oggend en ons kom dankie, Here, vir U genade wat ons kan beleef. Die liefde, Here, wat U vir ons het. Here, as ons na Eksodus 20 kyk, as ons na die wet kyk, Here, hoor ons U wat ons oproep, Here, om erns te maak, om U te volg, om U te dien. Here, om U lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, al ons krag, Here, ons hele verstand. Ons hoor, Here, dat ons gestuur is, Here, om ook vir ons naaste lief te hê. Here, maar so maklik gebeur die lewe en gebeur goed, wat ons lewe oorrompel, ons lewe in 'n ander rigting instuur. 'n
Here, vergewe waar ons ander paaie kies. Waar ons eerder die wêreld kies, waar ons eerder kies, Here, om aanvaarbaar te wees in wêreldse oë. Here, gee dat ons U sal volg, gee U vir ons, Here, soos wat U reeds doen, die Gees vervul ons, Here, sodat daar waar ons gaan, ons as U gestuurdes, U kinders, sal leef. Ons kom bid dit, Here, in U naam. Amen. In Filippense 2 staan, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verlostes mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat, sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van 'n ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sou blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, as ek saam met julle daaroor bly, om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Broer en suster, as antwoord hierop, kom ons staan en sing ons die volgende lied saam, lied 439. Kom ons sing hierdie lied staande, dan kan jy daarna weer 'n plek inneem. Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit Romeine hoofstuk 8. Ons gaan daar lees vanaf vers 9. Voordat ons hieruit lees, kom ons bid saam. Here, ons kom dankie, Here, dat ons as gemeente vanmôre hier by mekaar kan wees. Here, ons kom dankie, Here, dat U ons roep, dat U ons, Here, hier by mekaar bring. Here, dat U ons onderhou, dat U vir ons die krag en die genade gee, Here, om in hierdie wêreld te leef.
Here, met alles wat gebeur, met al die moeilikhede, Here, met al die goeie goed ook, as kom bid, Here, vir die krag, vir die leiding, ook so elke dag, en ook so, Here, in hierdie oomblik, kom bid ons U, Here, breek U woord vir ons oop. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broers en susters, so wat ek gesê het, ons skriflesing in Romeine, hoofstuk 8. Ons lees daarvan vanaf vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees in julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur, om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak in julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Tot sover ons skriflesing dan vanmôre. In ons gereformeerde tradisie, en so ook veel vroeër, is die belydenis, die geloofsbelydenis van Nicea geskryf 325 na Christus. Die jaar is hierdie belydenis 1700 jaar oud. En deur die eeue word dit bely dat Christus gestuur is, die Seun van God is, en oor die Heilige Gees word dit bely dat ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Die wete dat die Gees in ons is, dat die Gees aktief besig is om in ons te werk, dan ons baie keer eintlik verras. Dit raak ons hele bestaan, dit wat ons doen, die manier hoe ons optree, dit verander hoe ons na onsself as mens kyk, dit verander hoe ons na ander mense kyk. Dit verander ook op 'n manier hoe ek en jy in hierdie wêreld, in hierdie skepping leef. Ons, ek en jy, almal saam met ons, is nie maar meer net stofmensies nie, want daar is die potensiaal God se Gees in ons. Op ons eie roep ons eintlik uit, soos die psalmdigter in Psalm 8, wat ons die hele week saam gelees het met elke fotum gedeelte, Here, ons Here, wat is die mens, dat U aan hom dink? Here het hom net 'n bietjie minder as hemelse wese gemaak, om met aansien en eer gekroon. Hoe wonderbaar is die naam. As ons na die gedeelte kyk wat ons saam lees, sien ons hoe Paulus vir hierdie gemeente in Rome kom sê, maar daar is iets in julle, die Gees van God wat in julle teenwoordig is. En so wat ons in hierdie week deur 'n paar
by 'n paar tekste stil gestaan het, sien ons hoe ek en jy as gelowiges, as kinders van die Here, aan God behoort. Dat die Here ons kom, sy kinders kom maak. Dat ons as, soos ons gesê het, stofmense, as aardse wesens, aan God behoort. Dit verras ons op 'n manier, dat die Here wat alles gemaak het, die uitspansel geskep het, in sy grootheid, en in sy liefde, en sy genade, na ons toe uitreik. Ons moet dit nie kan, dit is nie 'n verwagting nie, dit is nie 'n gegewe nie, dit is genade. Dit is God wat kom sê, maar jy, wie jy ook al is, jy is my kind. In Romeine 8 vers 15 en 16 lees ons, die Gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak. Ons Vader. God wat in ons teenwoordig is, ons Gees en sy Gees roep saam uit, ons Vader. Ons behoort aan God. En as kinders van God, is ons God se verteenwoordigers op hierdie wêreld. Ons is die draers van God se teenwoordigheid in die manier hoe ons met mekaar werk, met die manier hoe ons met mekaar leef. As gemeente is ons op 'n manier die punt waar hemel en aarde veronderstellik mekaar ontmoet. Waar ons as gelowiges mekaar sê, maar in hierdie oomblik, in dit wat ons beleef in hierdie gemeente, as gelowiges, kom gee God sy teenwoordigheid. Natuurlik kom daar tye wanneer ek en jy in hierdie wêreld nie soos God se verteenwoordigers optree nie. Natuurlik gebeur daar goed wat ons mekaar sê, maar eintlik wil ek dit so bietjie probeer wegsteek. Eintlik wil ek hoop ek om dit iewers te begrawe en nooit weer daaraan te dink nie. Ons lees net in die vorige hoofstuk waar Paulus dieselfde kom bely. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. In sulke tye, broer en suster, hou ons vas aan die wete dat God vir my en vir jou gesterf het aan die kruis, dat hy opgestaan het, dat hy leef, dat hy opgevaar het hemel toe, dat hy sy Gees vir ons elkeen kom gee. Saam met my en jou Gees uitroep, Abba. Ons behoort aan God. As kinders van die Here het ek en jy in hierdie wêreld die ongelooflike voorreg om as kinders van die Here te leef. Want dit kan baie keer net bly by die wete dat ek aan God behoort, maar dit beteken en dit het geen impak op die wêreld rondom my nie. Die Heilige Gees wat in ons uitgestort is nie 'n passiewe teenwoordigheid in my lewe nie. Dis God wat in aktiewe krag in my teenwoordig is, wat my lewe, my hart kom verander, sodat ek dit kan uitpasyn, kan uitdra in hierdie wêreld. In Handelinge hoor ons hoe die skrywer, hoe Christus kom sê, jy sal my getuies wees in die hele Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. En dit gebeur wanneer die Gees in ons lewe betrokke raak, wanneer die Gees ons kom vervul, kom nuut maak. Ek is geroep om in hierdie wêreld 'n medewerker van Christus, van God te wees. Om toe te laat dat die Gees sy werk voortsit in my lewe en dat ek bekragtig word, vervul word deur die Gees en in hierdie wêreld sy roeping vir my lewe raak sien en gaan uitleef.
Ons het in die week vir mekaar gesê, die tyd van stil sit en warm en die banke warm broei, is dalk vir so rukkie verby. Die Here roep jou en my, nie om kritiek te lewer op die werk wat ander doen nie. Nie om vir mekaar sleg te maak of vir mekaar sleg te sê nie. Nie om agteraf praatjies te hou nie. Die Here roep jou en my, soos wat ons is, om diensbaar te wees, om ons roeping te gaan uitleef in hierdie wêreld. Mag dit nie net bly by ek en jy wat sê maar ons is kinders van die Here en dit is dit nie. Ons word geroep om aktief betrokke te raak by die kerk, by die gemeenskap, om gestalte te gee aan God se koninkryk, aan God se eer, en die wete dat God by ons teenwoordig is deur sy Gees. Hierdie Gees, hierdie krag tot lewe, hierdie roeping wat ek en jy uitleef, het tot gevolg dat ons, soos ons lees in Galasiërs 5, sal vrug dra. Dat ons sal vrug dra van liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid. En ons kan almal opnoem, maar die punt is, broer en suster, dit begin by ek en jy wat sê, maar Here, kom vul my, o Gees. Sodat ek nie meer hier op my eie staan nie, sodat ek nie meer hier in my eie wêreld, my eie goed doen nie, maar dat ek U sal volg en U roepstem vir my lewe sal hoor. En in hierdie oomblik, in dit wat ons beleef, sien ons hoe die Here, juis deur die werking van sy Gees, vir ons die sleutel gee tot groei in ons geestelike lewe. Die Gees van God, die Heilige Gees, troos ons nie net nie. Dit gee nie net raad en wysheid nie, maar dit verander ons totale menswees. Dit verander ons hart. Dit verander ons, hoe ons met mense werk, hoe ons met ons kinders, ons geliefdes, ons families, ons werkmense werk. Maar dit verander jou eie hart. Dit verander jou eie menswees. Dit verander wie jy in die spieël sien. Die Gees kom maak ons nuut, om as kinders van die Here in hierdie wêreld te leef, met die wete dat hy teenwoordig is, met die wete dat hy ons kom nuut maak. In 2 Korintiërs 3 herinner Paulus ons dat ons al meer verander word om aan die beeld van God gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. God wat ons kom vul met sy grootheid, met sy almag, om in hierdie wêreld, bloot hierdie manier hoe ek leef. Nie eer wat ek sê, nie dit wat ek sê of aanplak nie, maar hierdie manier hoe ek leef, mense te vertel, wie is my redder? Mense te vertel, wie is die God wat in my teenwoordig is? In 'n wêreld wat fokus op uiterlike skoonheid, as ek dit nou sommer so eenvoudig kan kom uitbeeld, kom maak die Gees my en jou nuut, van binne af. Hy kom maak ons heel. Hy kom gee vir ons 'n sagte hart, vol liefde, vol deernis, vol omgee vir ander. Hy kom gee vir ons die vermoë om ons mense rondom ons nader te trek, nie aan myself nie, maar aan God.
Kom gee vir ons 'n plek, 'n geleentheid om te gee. Tydens Pinkster vier ons die werk, die Gees wat in ons woon. En die vraag is maar seker, maar wat beteken dit vir hierdie wêreld vandag? Dat ek en jy kan staat maak op die Gees se krag in ons lewe. Ons ervaar dikwels oomblikke van swakheid. Ons ervaar dikwels tye wanneer die versoekings oor ons lewe kom, mag ons wend tot die Here. Mag ons kom stil word in die teenwoordigheid van God en sy Gees wat in ons is en kom bid. Dit is die Here se krag wat in ons is. Soms voel dit natuurlik asof God nie dadelik help nie. Soms voel dit asof die wêreld ons wil kom oorrompel, amper laat ons asof ons wil versuipslag swem. Dit is sulke tye wat ek en jy uitgedaag word om te volhard. Die Gees kom gee sy teenwoordigheid sodat ek en jy as gelowiges aan 'n gemeenskap kan bou. Ten spyte van die feit dat die Gees in elkeen van ons teenwoordig is, bring hy ons saam en kom maak ons as gemeente, as gelowiges bymekaar, sodat ek en jy in hierdie wêreld tot krag en tot eer van God kan leef. Ons word geroep om saam te soek na die wil en die wysheid van God in ons lewe. Om saam te werk, 'n verskil te maak aan mekaar, maar ook aan hierdie omgewing, hierdie dorp. Daar op die plaas, by die skool, word ons geroep om 'n verskil te maak. Want ek en jy sê, ek behoort aan God. Ons leef as getuies. Broer en suster, een van die goed wat my altyd, een van die aanhalings wat my altyd diep aanraak, is die vraag, maar as jy onder verhoor is, omdat jy 'n Christen is, sal daar genoeg getuies ingebring word om jou skuldig te bevind. Ons leef in 'n wêreld wat ons vir mekaar baie goed kan sê, wat ons verskriklik goed amper kan toneel speel, maar ons is leeg. Binne in ons mis ons die teenwoordigheid. Mag ek en jy, broer en suster, as gestuurdes, as getuies van God leef, mag ons dit wat ons doen, ons roeping om te getuig van God in ons en vir ons, dit wat hy vir ons gedoen het, mag ons dit gaan uitdra in hierdie wêreld. 'n Wêreld wat soekend is na liefde. 'n Wêreld wat soekend is na vrede, vreugde, vriendelikheid. Dit wat ek en jy van vrug dra, is dit wat die wêreld kort. Mag ek en jy as getuies leef, en soos wat ek gesê het, broer en suster, die tyd van stil sit, agteroor sit en wag, dat iemand anders dit doen. God roep elkeen. God stuur elkeen in hierdie wêreld in met 'n roeping. Ons kan dit nie meer een kant toe skuif. Ons kan dit nie meer iemand anders as 'n probleem maak nie. God roep jou. Hy bekragtig jou en my deur sy Gees. Mag ons sy grootheid, sy eer en sy liefde, wat hy aan ons elkeen gee, uitleef in hierdie wêreld. Amen.
Kom ons bid saam. Here, ons kom dankie, Here, in hierdie oggend. Here, vir u liefde. Ons kom dankie, Here, vir u teenwoordigheid. Ons kom bid, Here, dat daar waar ons gaan, Here, ons as u getuies sal leef, gevul met u Gees. Here, sodat ons in die manier hoe ons leef, in die manier hoe ons optree, iets van u wat 'n werklikheid is in ons lewens sal vergestaal. Here, gee dat ons sal vrug dra. Daar waar ons gaan, Here, dat dit goeie vrug sal wees wat ander mense beïnvloed. Ons kom vra u, Here, vervul ons o Gees. Ons kom bid, Here, dat u ons elkeen in ons roeping, dit wat u ons voorroep, dit waarvoor u ons stuur in hierdie wêreld, sal kom duidelik maak. Kom gee, Here, lei ons, Here, deur u Gees, deur u woord. Ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen. Broer en suster, op hierdie Pinkster Sondagoggend lees ons, of is dit ook die voorreg om saam die geleentheid te vier as ons nagmaal gebruik, waar ons mekaar sê, die Gees is gestuur in ons, die Gees is vir ons gegee om ons te lei, om ons die Here se wil bekend te maak. Ek gaan vra dat as ons die tekens uitgedeel het, dat u dit sal hou, so wat u bewus is daarvan, is dit ook die gebruik in die gemeente, dat die kinders die nagmaal mag gebruik, en daarvoor is dan voorsiening gemaak in die middelste gedeelte van die skinkbord. As ons dink aan die nagmaal, lees ons dan saam die formulier vir die bediening van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis, net so ook, het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. By die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn, roep die gemeente om die hele lydingsweg van Jesus Christus voor die Gees, hoe hy die lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval het en gesterf het, hoe hy die lydingsbeker gedrink het, hoe hy van God verlaat was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed, so seker is wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word. En ons dit met die mond eet en so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe, sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, gesterf het en opgestaan het, en ons geregtigheid vir God verwerf het.
Die nagmaal is in die derde plek, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. In die vyfde plek is die nagmaal 'n vreugdefees. Uit dit alles blyk dit duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. In dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk van alle oorde en alle tye. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie, het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. Broer en suster, ek gaan vra dat ons die tafel in gereedheid bring en die persone met wie gereël is dan kom voorsit. Terwyl dit gebeur, kom ons sing dan hierdie volgende lied saam. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewe maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewe maak, vorm my tot U Heer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot U Heer. Broer en suster, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voordat ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Daar is sondes van versuim. Laat ons dan onsself hieroor opreg voor God verootmoedig. Ek gee 'n paar oomblikke daarvoor. Amen.
Broer en suster, laat ons dan vas glo dat ons oortredings vergewe is op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe in dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te leef. Omdat ons hierin glo, kom ons staan, dan bely ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Kan die plek inneem. Amen. Broer en suster, ek gaan die tekens uitdeel. Ek gaan vra dat julle dit sal hou. As jy die tekens ontvang het, dan gaan ons tafelgebed 'n lied saam sing as tafelgebed, en dan gaan ons dan oor in die saamgebruik van die tekens. So kom ons, ek gaan vra dat die diakens aan vorentoe kom, dat hulle ook dan dat ons dan die tekens dan ook kan bedien. Thank you.
en suster, is daar iemand wat oorgeslaan is met die brood? En met die wyn? Koos, dan gaan ek vir oom hulle vra om dan vir die diakens hulle te bedien. Asseblief oom. Die bed staan nie. Broer en suster, voordat ons dan hierdie tekens gebruik, kom ons sing as tafelgebed hierdie volgende lied saam. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skuld, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die eer, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Broer en suster, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Broer en suster, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Broer en suster, is daar iemand wat die beker wil gebruik? Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam.
Here, saam met die psalmdigters, wat ons kom sing, ek wil U loof, Here, ons wil U loof, Here, want U is getrou. Here, ons wil van U heilige naam kom sing, ons wil U Here loof, Here, en nie een van U weldade vergeet nie. Here, ons kom dankie, Here, dat U in hierdie oggend, Here, as ons kom dink aan Pinkster Sondag, in die Gees wat U uitgestort het, kom dank ons U, Here, dat U met ons as mens 'n besonderse pad stap. Nie omdat ons het verdien nie, Here, maar omdat U 'n God van genade is. En soos ons hierdie tekens voor ons oë geneem het, Here, dit geproe het, kom bid ons, Here, dat U ook U goddelike doel met hierdie nagmaalsgeleentheid sal gebruik, sal laat geskied. Here, mag ons daar waar ons gaan diep vervul wees met die Gees. Mag ons, Here, die grootheid en die lof en die eer bring en nie een van U weldade vergeet nie. Ons kom bid dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ek gee geleentheid vir die liefdegawers om dan opgeneem te word, en dan kan die persone wat hier voorsit, dan weer hulle plek inneem. Dankie dat jy wens. Broer en suster, die afkondigings vir die week. Ons dink aan die volgende persone op ons lief en leed, aan die Fransie van Neerden, Lynn-Marie Du Plessis en oom Tinus Nodee. Kom ons sluit die oë, dan bid ons vir hulle. Here, ons kom dankie, Here, dat ons vir hierdie persone aan U kan opdra, Here. Here, ons kom dink aan tannie Fransie, Lynn-Marie, Here, en oom Tinus. En ons kom bid, Here, en kom vra, Here, wees U op 'n besonderse manier deur U Gees by hulle teenwoordig. Vul hulle met die wete, Here, dat U by hulle is, ook in hierdie tyd. So kom bid ons, Here, ook vir elkeen, vir die wat nie op hierdie lys is nie, Here, aan die wat alleen is, aan die wat nood het, Here, en ons kom vra U, Here, gee U ook vir ons die krag en die genade om hierdie persone te kan help. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar in die week, mag dit sommer net 'n mooi dag wees, en mag jy lekker bederf word. Die 9de Junie verjaar Lena Jordaan, die 12de
Quintus Botha, Rosina Jansen en Max Plaatjie, die 13de Chris Mostert en dan die Lientjie Skooman, die 14de Benjamin Jansen van Rensburg, Gerard Landman en Pierre Landman en Skalk Willem Visser. Geluk weer aan almal wat verjaar. Broers en susters, daar is kategese en teen na die diens. Daar is ook die week is daar biduur by Huisvergesig om 9:30 en 11:00 is daar Bybelstudie in die konsistorie. Daar is dan ook in die konsistorie vandag is daar pudding en jaffles te koop. Dit is R20 vir elkeen. En dan neem ons dan ook kennis, Jan is so 'n bietjie met verlof van die 10de tot die 23ste. Jan, mag jy 'n lekker rustyd hê, ook in hierdie volgende paar weke. Dan broer en suster van my kant af, en van Jolande se kant af, dankie vir elkeen wat, en vir die vroudiens ook, wat sop en broodjies gemaak het in die week. Dit was baie lekker geweest, die wat dit gemis het, dit was nogal besonderse geleenthede gewees, en dankie vir elkeen wat dit ook bygewoon het, wat ook geluister het op ons skakels. Daar is bees en skaapvleis dan ook nog beskikbaar by die kerkkantoor, en dan sê ons dankie vir elkeen wat help ook met ons alimentasie vir die behoeftige gesinne in ons gemeente, om vir hulle te voorsien van 'n kospakkie. Volgende week, die 15de, is dit Vadersdag, Jeugdag is die 16de, dan is daar die FK-vergadering, bietjie later, oor so 2 weke van nou af, die 23ste, en dan daai week sluit die skole dan die 27ste Junie. Ons golfdag is dan net as die skole weer begin, die 26ste Julie, en dan wil ons elkeen vra, as jy nou bietjie kaste skoonmaak, en jy kom af op ou komberse of wintersklere, bring dit asseblief kerk toe, daar is behoeftige gesinne in ons gemeenskap, wat ons dan ook wil bystaan met hierdie kos en baadjies, en dan vra ons dan ook vir kos in terme van sop bestanddele, wat ons dan ook vir hierdie persone dan kan uitdeel. Dit is dan al die afkondigings vir hierdie week. Kom ons sluit staande af, broer en suster, met ons slotlied. Ons sing lied 443, vers 1 tot 5 staande, dan vra ek dat julle sal staande bly vir die seën. Dan kan jy nie sien nie, niemand sien dit raak, maar wanneer ons luister, hoor ons so dit maak. Wie kan God se gees sien? Niemand kan ons sien, maar wanneer ons luister, leer hy ons op dien. Wind kan soveel doen, dit dryf die wolke heen, dit beweeg die see en dit bring die reën. God se gees doen soveel, leer ons God vertrou, leer ons om te luister en op hom te bou. Kom ons sê vir elkeen, bid tot God die Heer, dat hy ons sy gees gee, dat hy ons sal leer. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.